Goeiemôre vriende, so op hierdie donderdagoggend die 29ste Januarie 2026. Ek hoop julle het sommer 'n lekker dag, is al donderdag. Ek weet donderdag is baie keer 'n kwaai dag as jy die aand kom as jy taamlik moeg, né? Die week hardloop so vinnig. So ek dink baie aan julle, maar mag julle sommer net 'n great dag hê vandag. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Here, dankie dat wanneer ons tot U bid en wanneer ons met een verhouding tree, Here, U selfs vir ons meer tyd gee. Here, U vir ons 'n rustigheid en 'n kalmte van gemoed gee, waarvan Paulus praat in Filippense 4, 'n vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, wat in ons gedagtes en in ons hart die wag hou in Jesus Christus. Here, dankie dat ons lewe aan U kom toevertrou. Ons kom doen dit ook vanoggend, ons kom plaas ons lewens, ons beroepe, ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders, ons vriende, ons geloofsfamilie, ons land met sy leiers, plaas ons in U hande. Dankie Here, dat ons so op U kan vertrou. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan met Tessalonisense. Ons het vir mekaar gesê, dit is 'n gemeente, dit is 'n hawe stad, wel 'n florerende hawe stad, waar hulle geposisioneer is. Daar's 'n geweldige klomp invloede, is kosmopolitaans, jy kan dink in so 'n hawe stad, van oral af is daar invloede. Brief geskryf 50 na Christus, maar in daai tyd, vriende, is dit mense wat tot bekering gekom het, en daar's natuurlik nou die ouens wil hê hulle moet eintlik vir Jesus Christus aanbid nie, liewe vriende, want hulle is totaal anders as die omgewing, en hulle kry inderdaad swaar, en dan kom sien ons, wat ons gister gesê het, wat Paulus net kom, en hy kom sê hierso, sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering. Hy kom sê, Here, ek kom herinner U net aan die werk van hulle geloof, aan die inspanning van hulle liefde, en die volharding van hulle hoop op U. Here, ek wil net vir U kom sê, ek wil dit aanhoudend voor U in herinnering kom bring, kom sê Paulus, 'n bietjie daarby stil gestaan, hè. So vandag gaan ons aan, liewe vriende, dan sê hy in vers 4, broers, susters, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met die krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Kom ons lees dit vir hierdie vers, vriende. Ek gaan dit aan mekaar sê. Ons lees te vinnig oor verse. We want to accomplish, we don't go deeper. Kom ons lees weer wat hy sê. Broers, ek sê nou sommer susters by in die tyd wat ons leef, daai tyd is Paulus baie patriargaal. Broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, né? Ons weet dat hy onthou, skryf die brief vir die mense in Tessalonika, die mense wat tot bekering gekom het, wat Christene is, wat vervolg word in daai tyd, wat nogal swaar kry daar. Hy skryf vir hulle, hy sê vir hulle, ek skryf vir julle, julle is uitverkies, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met die krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging, né? So toe Paulus gepraat het, en dis wat ek altyd vir julle sê ook, vriende, dis nie sommer 'n kink, dan besluit nou, nee, ek volg nou vir Jesus nie. Nee, vriende, die Heilige Gees is die heeltyd, dink ek, wêreldwyd besig om aan mense te werk. Wanneer 'n moslim tot bekering kom, liewe vriende, van Islam af, dan is dit die Heilige Gees wat werk. Jy kan baie keer dan hoor jy daai mense het ongemaklik begin word, op 'n stadium met Jesus in 'n droom aan hulle verskyne. Die Heilige Gees is die heeltyd besig om te werk aan mense. Baie mense weerstaan die Heilige Gees uit die aard van die saak. Hulle wil nie hoor nie. Maar die Heilige Gees is die heeltyd, en dit is wat ook hier gebeur het. Die Heilige Gees het die heeltyd gewerk aan die mense. Kom ons lees weer wat Paulus sê. Broers, ons weet dat God julle wat hy liefhet, uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie. So Paulus sê, het gaan nie net oor die woorde wat ons het, nee, kom sê, maar ook met die krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging, né? So die Heilige Gees is besig om te werk aan mense. En liewe vriende, soos die Heilige Gees werk en hy al daai skanse afbreek, op 'n stadium dan gaan jou oë oop. Nee, dit is wat met die mense ook gebeur. Die Heilige Gees het hulle gewerk, hulle oë het oopgegaan, hulle vir Jesus Christus aangeneem. Julle weet trouens, kom sê Paulus, hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. Nou vriende, dit is so belangrik, né? Dit is so belangrik.
Mense kyk na jou en my. Vriende, mense luister na jou en my. Hoe ek en jy praat, hoe ek en jy optree. Moenie vir een oomblik dink dat jy anoniem deur hierdie wêreld gaan nie. Ons moet dit die heeltyd vir mekaar sê. Daarom vriende, hoe jy praat in 'n restaurant, hoe jy praat daar in die supermark, hoe jy optree daar wanneer jy kwaad is. Vriende, ek en jy verteenwoordig God. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. He. So Paulus is die heeltyd besig om 'n voorbeeld te stel vir hulle. Hy's nou hierso gaan dit nou oor Jesus Christus. Nou ek het die voorbeeld 'n bietjie weier gepak. Deurdat hy Jesus Christus volg. Maar wat het hierdie mense gesien? Hulle het gesien hoe hy hom volg. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. So mense gaan nie sommer net volgelinge van iemand raak, liewe vriende, wat hulle dink nee, wat hierdie ou se shyster nie, nee vriende. Dit is wanneer hulle sien, maar hierdie persoon is oortuig. Jy kan Jesus Christus lewend in sy lewe sien. En dit is wat hierdie mense in Thessalonika gesien het toe hulle heidene was, daar voordat hulle Christen geword het. Hulle het vir Jesus, die lewende Christus in Paulus se lewe het hulle raak gesien, hè. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom, hè? Met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. Vriende, jy kan met mense praat wat die Here aangeneem, met mense as jy nou gaan kyk 'n bietjie na die martelare in die verlede. Hulle het 'n saak en hulle word verbrand, hulle word doodgegooi, hulle word doodgeskiet. Hulle het as 'n blydskap, 'n innerlike blydskap, amper soos Stefanus toe hulle hom doodgegooi, die eerste martelaar in die Nuwe Testament, né? Hy het gesê, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar hy het met blydskap met 'n glimlag op sy gesig het gegaan. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Want hierdie blydskap kom van die Heilige Gees. God, die Heilige Gees, die God wat die hemel en die aarde gemaak het, daai Gees, God se Gees, het hy vir jou en vir my gelos. Dis daai Gees wat hierdie mense in baie moeilike omstandighede, het hierdie Heilige Gees, terwyl hulle swaar kry, te veel blydskap gegee. Dit is hoe die Heilige Gees werk. En julle het my voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. Nee, amazing. So het na Paulus gekyk en gesê, maar hierdie ou, daar's iets anders aan hom. Heilige Gees het in hulle gewerk en hulle tot bekering gekom, nee. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem en met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. En dan kom ons sluit af met hierdie versie. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Agaia. Nou, is dit nie amazing nie? Paulus het eers 'n voorbeeld gestel. As gevolg van Paulus se voorbeeld het hierdie mense tot bekering gekom, het hulle Jesus aangeneem. Dan sê jy iets anders. As gevolg van hulle voorbeeld. As gevolg van hulle voorbeeld, die mense in Macedonië en Agaia ook tot bekering gekom. Sê hierdie mense is anders. Ons wil hulle God aanbid. Wie is hy? En so die Heilige Gees hulle gewerk en so het hulle op die ou en geantwoord. So moenie vir een oomblik dink dat jou en my voorbeeld wat ons vir mense stel, ongesiens by mense verbygaan nie. Dit gebeur nie, vriende. Dit is so belangrik. Mag ek en jy 'n voorbeeld wees vir mense rondom ons. My 5 sê, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.